Hallo, ons gaan vandag begin met algebraïese uitdrukkings. Nou voordat ons algebraïese uitdrukkings doen, is daar 'n paar goed wat jy moet weet. So die eerste ding wat jy moet weet van kwartaal 1 en graad 8 is jou eksponentwette. Jy moet weet dat wanneer ons 'n grondtal met mekaar maal en hierdie is dieselfde dan plus die eksponente. Dan moet jy weet as ons iets in 'n hakkie het tot die mag iets, dan maal daai tot die mag iets in met die eksponent en dan word hy wat ook al die antwoord is. Dan moet jy weet wanneer ons grondtalle dieselfde is en ons deel, dan minus die eksponente en dan enige iets tot die mag 0 word 1. Okay. Dan as jy dit ken, uit jou kop uit ken, dan kan ons eintlik nou eers begin met algebraïese uitdrukkings. So, voordat jy begin met algebraïese uitdrukkings, is daar nog goed wat jy moet weet. So eerste moet jy weet dat net 'n plus en 'n minus terme kan skei. So as ons gaan kyk na hieronder, dan gaan ons sien hierso is 'n plus en hier's nog 'n plus. So hoeveel terme is daar? Dit gee vir my dan nou 1, 2, 3 terms. Okay. Dan moet jy weet net gelyksoortiges kan by mekaar geplus word. Met ander woorde, as ek het 2C plus 3C plus 3B. Wat gaan gebeur is jy kan nie wortelslaai en 'n boereworsrol in dieselfde bord sit nie. So al my C's gaan ek een kleur onderstreep of highlight of blokkies om gaan trek en dan al my B's of wat ook al die res is, gaan ons nou 'n ander kleur gaan onderstreep of blokkies omtrek. Dan gaan ons net en ons plus dit by mekaar. So 2 plus 3 gee vir my 5C. Wat jy hier moet onthou, ons maal nie. Daarom gaan my eksponente nie plus nie. Maar kom ons ek het gemaal, dan sou dit geplus het. So dan sou dit wees 5C tot die mag 2, want daar is 2 C's. En dan gaan skryf ons wat ook al ons oor het. So dit is plus 3B. Okay. Nou die volgende ding wat jy moet weet, as die grondtal dieselfde is en ons maal plus die eksponente. Dis nou wat ek hier gesê het. Kom ons sê hierdie was 'n maal, dan sou ons gesê het C en daar staan eintlik mos maar 'n enetjie. En dan sou ons daai 2 by mekaar gaan plus het. Dan sou ons gekry het 2 maal 3 wat vir my dan nou 6 gee en dan C tot die mag 2. Okay. Dan moet jy weet as die grondtal dieselfde is en ons deel, dan gaan die eksponente minus. Okay, dan moet jy weet wat is 'n koëffisiënt. Die koëffisiënt is die getal wat voor jou letter staan. So kom ons sê, ek vra vir jou nou, ons is by die sommetjie hieronder, kom ek sê vir jou, ek vra vir jou, wat is die koëffisiënt van X? Dan gaan jy eers kyk. So dan kyk jy, waar is X? Dan sê ons, aha, X is daar. So nou gaan ons en ons kyk, wat se getal staan voor X? En dit is 3. So die koëffisiënt is dan nou 3. Kyk, dan moet jy weet hoeveel terms is in 'n uitdrukking. Nou onthou, net jou plusse en jou minusse skei dan na jou terms. So hoeveel is daar? Daar is 3 terms. Okay, dan moet jy weet wat is die eksponent en wat is die grondtal. Die eksponent is die getalletjie wat hierbo float. Okay, hy is op pad om te exit. Hy wil wegkom van hierdie som af. So hy exit, so hy is jou eksponent. Okay, dan die grondtal is die getalletjies wat op die grond staan. So dit is dan nou daai. Okay, dan moet jy weet hoe om die uitdrukkings in dalende of stygende volgorde te skryf. So dalend is wanneer iets van groot na klein beweeg en stygend is wanneer iets van klein na groot beweeg. So kom ons sê ons het die uitdrukking 2a tot die mag 4 plus 5b tot die mag 1 plus 2a tot die mag 5 plus x. Okay, kom ek sê ek skryf dit in dalende volgorde, van groot na klein. Die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet dit altyd in die alfabetiese volgorde skryf. Okay, so jou A's kom eerste, want obviously dis A, B, C, D, dan is dit jou B, en dan is dit jou X. So ons skryf dit altyd in alfabetiese volgorde.
Dan nog 'n ding wat julle verkeerd doen is wanneer julle dit skryf, skryf julle dit volgens die grondstalle en julle moet nie. Ons moet dit gaan skryf volgens die eksponente. So onthou, ons gaan skryf dit in dalende volgorde, so van groot na klein. So dan gaan kyk ons by ons A's, wat se eksponent is die grootste? En dit is dan nou die 5. So dan het ons 2a tot die mag 5 plus 2a tot die mag 4. Dan volgende in die alfabet is ons b, so dan gaan skryf ons plus 5b en dan wat oorbly, plus x. Ok, en dan dit is al wat jy hier moet weet. En dan stygend is van klein na groot. Onthou, dit bly nog steeds eerste in jou alfabet en dan gaan ons dit rangskik volgens die kleinste eksponent tot die grootste eksponent. Ok, dan as ons na die vraag gaan kyk. So, hulle sê beskou die algebraïese uitdrukking 3a tot die mag 2 plus 5ab min 7b kwadraat. Ok, nou vra hulle hoeveel terms is in hierdie uitdrukking. Onthou, net plusse en minus skei term. So hierso is 'n plus en hier's 'n minus. So, hoeveel uitdrukkings is hier? 1, 2, 3. So daar is 3 uitdrukkings. Nou vra hulle, wat is die koëffisiënt van b kwadraat? Dan gaan soek ons. B kwadraat is hierso. So sy koëffisiënt is 7, maar jy moet onthou, jy moet altyd die teken voor ook neerskryf, want dit is deel van die getal. So dit is minus 7. Ok, dan wat is die koëffisiënt van AB? So hier is AB. So sy getalletjie is dan nou 5. Ok, so hierso kan jy of skryf net 5 of jy kan 'n plus vooraan gaan sit. Dit maak nie saak as daar as dit 'n positiewe getal is, hoef jy nie die plus vooraan te skryf nie, maar as dit 'n negatiewe getal is, met ander woorde as dit 'n minus is, moet jy die minus skryf, ok, anders kry jy nie 'n punt nie. Dan vra hulle, wat is die eksponent van a in 3a kwadraat? So nou gaan kyk ons, waar is 3a kwadraat? Dit is hier, so wat is jou eksponent? Dan gaan kyk ons, wat is die een wat op pad is om te exit? Dit is die 2, so die eksponent is dan nou 2. Dan vra hulle, is daar enige gelyksoortige terms? So, gelyksoortige terms is a kwadraat en dan nog 'n a kwadraat en dan nog 'n a kwadraat. Ongelyksoortige terms is x en y. Dit is 2 verskillende letters. Ok, so gelyksoortig is 2 van dieselfde letters en dan ongelyksoortig is wanneer ons verskillende letters het. So het ons hierso kan ons sien, ons het 'n a en dan het ons 'n AB. Neem my pen kry, hier het ons 'n AB en dan hierso het ons 'n B. So het ons enige van dieselfde terms, enige gelyksoortige terms. Die antwoord is nee, want elkeen is 'n ander kleur. Ok. Dan, nou sê hulle beskou die algebraïese uitdrukking 2bc op 5x min 3y plus 7z. Ok, nou ons eerste vraag. Hoeveel terms is in hierdie uitdrukking? Onthou, net 'n plus en 'n minus skei term. Nou, alhoewel hieronder 'n minus en 'n plus is, dit geld nie hier by 'n breek nie, want 'n breek is 'n eenheid. Ok, ons kan hom nie gaan skei in 2 goed nie, dit is 1. So, hoeveel terms is daar? 1. Ok, dan vra hulle, wat is die koëffisiënt van y? So ons gaan kyk, hier is y, en onthou ons moet die teken ook neerskryf, so dit is dan nou min 3y. Ok, dan vra hulle, wat is die koëffisiënt van BC? So ons gaan kyk, BC is hier bo, en dan gaan kyk ons wat se getal is bo hom, en dit is 'n 2. Ok, hierdie vraagie sal hulle vir jou vra in jou multikiese. In die kwartaaltoets sal hierdie dalk so 5 punte tel, as jou juffrou nie vir jou ingewikkelde vrae vra nie, maar in die eksamen gaan hulle nie vir jou regtig sulke vrae net so vra nie, jy sal dit in jou multikeuse kry. Ok, dan kyk ons na hierso. Hulle sê ons moet elkeen van die volgens vereenvoudig. So die maklikste ding om hier te doen is om verskillende kleure te kry.
Okay, dan gaan ons al die gelyksoortige terme, gaan ons dan nou gaan en ons gaan highlight. So hierso het ons dan nou 'n 3x, dan gaan kyk ons, daar's 'n y, daar's 'n xy, hierso is 'n x. Okay, dan het ons nie nog 'n x nie. Dan gaan kry ons 'n ander kleur. Dan sien ons, okay, hierso is 'n y, daai is nie 'n y nie, hierso is 'n y, en dan is daar nie nog 'n y nie, en dan nog 'n kleur. So hierso kry ons 'n xy en dan 'n ix. Okay, onthou hierso. Hierdie xy en ix kan by mekaar geplus word, want dit is net in verkeerde volgorde. Maar kom ons sê nou hierdie een het 'n a by gehad en hierdie een het nie 'n a nie. Dan kon ons dit nie by mekaar plus nie. Okay, so die maklikste ding om hier te gaan doen, is om hulle saam mekaar te gaan skryf, so soort by soort. So eers het ons 3x, en dan het ons plus 8y. 8 plus 8x, nee, 8x. Dan het ons eie, so dan gaan ons, okay, julle gebruik net 'n blou pen, maar die maklikste is in die toets is om vir julle bogies so te trek na mekaar toe, dat julle kan sien wat se een staan saam. Okay, dan het ons plus 5y, min 10y, min 10y, en dan het ons die blou. Okay, so dan het ons min 4xy plus ix. Okay, dan gaan ons en ons gaan werk dit uit. So, 3 plus 8 gee vir my 11. Dan, wat jy hier moet onthou, ons maal nie, ons plus net, so daar kom net 'n x. Okay, dan die volgende ene is 5 minus 10. So dit gee vir my minus 5y. Dan het ons minus 4xy plus ix. So 'n minus 4 plus 'n 1 gee vir my minus 3 en dan xy. Okay, en hierdie is dan nou jou antwoord. Dan, soos wat ons nou aangaan, gaan ek vir jou sê, gaan doen dit as huiswerk, ek gaan dit merk met 'n rooi sterretjie, okay. So skryf die sommetjie neer, doen dit vir my as huiswerk, okay. So nommer B gaan jy vir myself as huiswerk gaan doen. Onthou, skryf, highlight dit in verskillende kleure, trek jou bogie, skryf dit by mekaar en dan antwoord jy hom. Veral met sulke langes, want jy gaan geneig is om in die kwartaaltoetse sulke langes te kry. Okay, dan gaan ons aan. Nou sê hulle vir ons, trek 3x kwadraat minus 5x plus 7 en x kwadraat plus 3x minus 10 by mekaar. Sorry, ek sê trek. Jy moet dit by mekaar tel. So eerste wat jy moet gaan doen is, jy gaan dit in hakkie skryf. So dan het ons hakkie, 3x kwadraat min 5x plus 7. Okay, dan moet ons dit by mekaar tel. So ons gaan nou 'n plus daar gaan maak en dan ons volgende hakkie. So plus x tot die mag 2 plus 3x min 10. Okay. Nou wat jy hier moet onthou, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 'n minus maal 'n plus is 'n minus. 'n minus maal 'n minus is 'n plus en 'n plus maal 'n minus is 'n minus. Okay, so wat ons eers gaan doen is hierdie hakkie, daar kan niks met hom gebeur nie, want alles is ongelyksoortig. So ons gaan skryf dan nou net die sommetjie neer, nê? So dit is 3x kwadraat minus 5x plus 7. Dan wat gaan gebeur is hierdie plus moet nou inmaal. So plus maal 'n plus gee vir my 'n plus en dan het ons x kwadraat plus, want 'n plus maal met 'n plus gee 'n plus, so plus 3x en dan het ons 'n plus maal 'n minus, so dit gee vir my 'n minus 10. Dan gaan ons, en ons gaan nou die gelyksoortiges by mekaar tel. So hier het ons 'n 3x kwadraat, en dan hier het ons 'n x kwadraat. Okay, nou in die toets, jy hoef dit nie soos wat ek hierbo, dit alles by, okay,
Ja, jy hoef dit nie hierbo alles so bymekaar te skryf nie. Dit tel nie 'n punt nie. Die punt is net ek wil hê julle moet sien julle kan net gelyksoortiges bymekaar tel. Okay, so dan het ons hierso 'n x en dan het ons hierso 'n x en dan het ons enetjie wat nie 'n lettertjie by het nie. Okay, so hulle staan dan ook alleen. So dan hierso het ons dan nou 3x plus x kwadraat. Onthou hier staan 'n 1 daarvoor. So 3 plus 1 gee vir my 4x kwadraat. Okay. Dan 'n minus 5 plus 3 gee vir my 'n minus 2 en dan het ons 'n x. En dan het ons plus 7 minus 10. So dit gee dan vir my minus 3. En hierdie is dan jou antwoord. Jy kan hom nie vereenvoudig nie, okay. Dan het ons nou by B. Sê hulle vir ons, ek gaan B nou net hier langs aan doen. So hulle sê nou vir ons moet daai sommetjie vereenvoudig. Okay, daai sommetjie. So, eerste wat gaan gebeur, is ons gaan daai plus moet gaan inmaal, want daai hakkie gebeur daar niks mee nie. So, ons het 5a tot die mag 3, met my dinner pen kry, min 3a kwadraat, min 3a kwadraat, plus 7a min 3. Dan moet ons die plus gaan inmaal. So plus maal 'n minus gee vir my 'n minus 2a tot die mag 3. Dan 'n plus maal 'n minus gee vir my 'n minus, so minus 5a tot die mag 2. Ek net opskuif. Minus 5a tot die mag 2. En dan die plus maal 'n minus gee weer vir my 'n minus 4a, minus 4a, en dan 'n plus maal 'n plus gee vir my 'n plus, so dan is dit net plus 3. Dan gaan ons en ons highlight al ons selfde goed. So hierso is 'n a tot die mag 3, en onthou jou magte moet dieselfde wees, anders maak dit 'n ongelyksoortige terme. Okay, so dan sien ons daar's nie tot die mag 3 nie, nie tot die mag 3 nie, maar haha, hier sit tot die mag 3. Dan gaan ons aan na die volgende een toe. So hierso het ons 'n 3 tot die mag 8, a tot die mag 2, hierso is nog 'n a tot die mag 2, en dan volgende enetjie is net 'n a, en dan is dit net ons normale getalle. So dan nou, 5 minus 2 gee vir my 3, en dan het ek 'n a tot die mag 3. Daar is 'n a nie 'n 9 nie. Dan volgende ene, 'n minus 3 minus 5 gee vir my minus 8. Okay, en dan is dit a tot die mag 2. Dan is 7 minus 4 gee vir my 'n 3a. En dan min 3 plus 3 gee vir my 0. So hierdie is ons antwoord. Jy kan gaan skryf plus 0, maar dit maak nie noodwendig saak nie. Okay. Dit is onnodig om te gaan skryf plus 0 of minus 0, want daai is eintlik maar net 'n plekhouer. Okay. Dan die volgende enetjie waarna ons gaan kyk is terug hier aan toe. Hierdie twee is dan nou huiswerk. Okay. So jy gaan hierso net hierdie vereenvoudig. So onthou, eers gaan jy jou minus gaan inmaal met elke liewe enetjie en dan gaan jy gelyksoortiges bymekaar tel. Dan trek die enetjie van hierdie een af. So onthou, jy gaan daai mos nou in hakkies gaan skryf en dan gaan jy 'n minus daar sit. En dan gaan jy jou minus inmaal. Okay, en dan gaan jy gelyksoortiges bymekaar tel. Okay. Dan gaan nou sê hulle vir jou hierso, jy moet hierdie een vereenvoudig. So, die enetjie is ook huiswerk. Want hierdie is easy peasy. En dan dieselfde met 1.2. Hy is ook huiswerk. En ek wil net hierdie enetjie ook gaan merk vir julle. Daai enetjie is ook huiswerk. Okay. Net so maak.
Dan, by A en B, hulle sê nou vir ons moet vermenigvuldig 3x² y met 5x y tot die mag 3. So, wat hierso staan, is 3, ons gaan hom sommer in 'n hakie sit, want ek kan, okay, tot die mag 2, en dan het ons y. En hy maal met 5x y tot die mag 3. Nou wat jy hierso moet onthou, is jy kan hier 'n maal gaan inskryf, jy hoef nie, okay, of jy kan 'n punt gaan maak, jy hoef nie, jy kan nie hakies net soos ek teenoor mekaar sit. Kyk, so jou heel eerste ding wat jy moet doen is, ons gaan getalletjies maal, nê? So daai twee getalletjies. So 3 maal met 5, 3 maal 5. Dan as jou grondtalle, of ja, die grondtalle dieselfde is plus jou eksponente. So hier het ek 'n x en hier het ek 'n x, nê? So dan is dit maal x tot die mag 2 en daar so staan eintlik 'n 1, nê? So daar kom 'n 1. Dan het ons eie oor. So dan het ons maal y, daar staan 'n 1 plus 3. Okay, dan 3 maal 5 gee vir my 15, en dan skryf ons maar net ons lettertjies weer daar langs aan. So ons het x tot die mag 3, en dan y tot die mag 4. Okay, dan die volgende ene sê hulle, vereenvoudig minus 2a tot die mag 3, bc tot die mag 2, maal 5a2c, maal min 4ab tot die mag 4c tot die mag 2. So eerste gaan ons getalletjies heel voor gaan skryf, nê? So ons het nou 'n minus 2, wat dan maal met 'n 5, en dan ons minus 4. Ons gaan hom in 'n hakie skryf, nê? Omdat hy 'n minus is. Onthou, plusse maal minus, minusse maal plusse, dit kan julle die mekaar maak, en dis die rede hoekom ons hom in hakies gaan skryf. Dan sien ons het a's. So dan het ons maal a tot die mag 3, plus, dan ons volgende a is 'n 2, en dan 'n plus 1. Okay, dan het ons b's, so hy maal dan met b, en hy is tot die mag 1, dan hier is nie 'n b nie, so ons gaan oor, en hy het 'n 4, so ons gaan sê plus 4. Dan ons laaste getalletjie, en dit is 'n c, so dan het ons maal c tot die mag 2, plus 1, en dan het ons plus 2. Okay, so minus 2 maal 5 gee vir my minus 10. 'n minus maal 'n minus is dan nou 'n plus. So 10 maal 4 is 40. Okay, dan het ons a, so a, 3 plus 2 is 5, plus 1 is 6. Dan het ons 'n b, so ons het 1 plus 4 wat 5 is. En dan het ons c, 2 plus 1 is 3, plus 2 is 5. En hierdie is dan nou ons antwoord. Okay, dan jou huiswerk hierso is dan nou A tot C. Dit is daai. Okay, dan hierso gaan ons nou hierdie vereenvoudig. So wat jy hierso moet weet, is as twee hakies langs aan mekaar geskryf is soos hierdie, dan maal ons mos, né? So hierso het ek dan nou 2x², ek wil net hier langs aan skryf dat ek vir julle mooi kan wys, y en dan hierso het ek 3x y². Kyk, wat gaan gebeur is ons maal. So ons 2 maal 3 en dit gee vir my 6. Dan het ons x maal x. So ons het dan nou x en daai is 'n 2 en daar staan 'n 1. So 2 plus 1 is
3. En dan het ons 'n y. So dan y, daar's 'n 1, so 1 plus 2 is 3. En hierdie is dan nou my antwoord. OK, dan huiswerk is 1.2. So wat jy hier by hierdie enetjie moet onthou, is jy gaan eers hierdie hakkie met mekaar gaan maal, soos wat ek nou net hier gedoen het. Dan gaan jy daai antwoord in 'n groot hakkie sit en dan gaan jy die minus inmaal. OK, of jy kan eers die minus inmaal en dan die hakkies met mekaar maal, dit gaan nie 'n verskil maak nie. Maar onthou om die hakkies met mekaar te maal en die minus. Onthou net die minus wat ingemaal moet word. Dit maak nie saak in watse volgorde jy dit doen nie. OK, dan by 1.3, ek wil net hierdie uitvee dat julle kan ordentlik sien. So by 1.3 het ons 2 voor en dan in ons hakkie is 5a tot die mag 3 en dan het ons 'n hakkie en hy is tot die mag 2. OK, so wat jy eintlik by hierdie moet onthou is julle potmas, potmas. So, dis eerste brackets, dan order, potmas. Dan deel, dan maal, dan add en dan subtract. So, brackets is eerste. So, ons gaan daai doen, maar daar's niks om uit te werk nie, so dan sit order. So, dit is dan nou hierdie 2. So, wat gebeur is, ons gaan hierdie 2 dan nou mos nou inmaal met elke eksponent. So, wat ons dan kry is 2 wat buite staan, want ons het nie aan hom gekarring nie, Dan is dit 5 tot die mag 2. Want onthou, hier staan mos 'n 1. So 1 maal met 2. So dan kry ons 2 en dan het ons A en dan het ons 3 maal 2. En 3 maal 2 gee vir my 6. Dan gaan ons en ons werk nou hierdie hakkie uit. So ons het nog steeds 2 voor en dan 5 tot die mag 2 gee vir my 25. En dan het ek A tot die mag 6. En nou kan ons eers hierdie 2 gaan inmaal. So 2 maal 25 gee vir my 50 en dan dit is A tot die mag 6. En dit is jou verduideliking vir hierdie. Dan jou huiswerk hierso is 1.4, 1.5, nommer 2 en die hele nommer 3. OK, so dit is al hierdie. En dan obviously daai boonste 1.2. OK. En dan, as ons aangaan, sê hulle hierso vir ons moet hierdie vereenvoudig. OK, so onthou met 'n breek is 'n deel. OK, so wat hulle eintlik vir ons hier sê is 16 gedeel deur minus 8. OK, so dan gaan ons kry minus, dan 16 gedeel deur 8 is 2. OK, met deel, as ons grondtalle dieselfde is, minus ons eksponente. So ons het A, so dan 5 minus 2 gee vir my 3. En dan het ons B, en dan 7 minus 4 gee vir my 3. En hierdie is ons antwoord. Nou hierdie enetjie hierna, nommer B. Hy is presies dieselfde, maar in plaas van dat hy op 'n breek staan, is hy 'n deelteken. So ons gaan eers hierso sê 36 minus 4, 8 gedeel deur 4, en dit gee dan nou vir my 9. OK, dan het ons 'n x tot die mag 8, en ons minus mos nou die 4. En dan het ons y tot die mag 2, en hy het daarso nog 'n 2, so ons minus die 2. So ons antwoord dan nou hierso is 9, net 'n kleiner pen kry. Daar's hy. 9 x 8 minus 4 gee vir my 4, en dan y minus 2 minus 2 is 0. OK, onthou, jy gaan nie gaan skryf y tot die mag 0 nie, want dit gaan beteken hy word 1. Ons wil nie 1 hê nie. Ons wil hom net niks hê nie, want hy bestaan ons nou nie meer nie. Ons het hom geminus. So, ons gaan skryf ons antwoord dan nou net so. Ons gaan skryf nie die y daarby nie. OK, want dit word y tot die mag 0. OK,
enigiets tot die mag 0 is 1. So kom ons gaan sê dan nou, die volgende stap sou wees, ons gaan skryf daar 1. Dan is hy nie vereenvoudig nie. Maar dit beteken hierdie 9 gaan nog moet gaan maal met die 1, en dan kry ons net weer presies dieselfde antwoord. 9x tot die mag 4. Ok, en dit is hoekom ons dit nie daarby skryf nie. Ok, dan jou huiswerk hierso is dan nou A, B en C. Jy gaan hier net weer gaan vereenvoudig. Ok, dan by nommer D. Ons het nou hier 'n vierkantswortel. Dit is heeltemal eenvoudig. Moenie van julle bussies afspring of julle tore verloor nie. Dit is eenvoudig. So eers ons gaan hom gaan opbreek, nê? Vierkantswortel 25, nê? Gee vir my wat? Dit gee vir my, nou vra ek asof julle my gaan antwoord. Dit gee vir my 5. Ok. Dan wat hier gaan gebeur, jy gaan nie die x in jou calculator intik nie, jy gaan net sy vierkantwortel en sy eksponent, wat 4 is, nê? Dan kry ons dat die 4 'n 2 word, nê? So dan gaan ons net, ons gaan skryf ons x en ons 2. Dan het ons 'n y, ons gaan dan skryf nie ons y in die calculator in nie, ons gaan ons eksponent in die calculator insit, ons vierkantswortel, en dan gaan ons die eksponent insit, wat 6 is. So dan gaan skryf ons y, en dan die 6 se antwoord, en die 6 se antwoord is 3. So, hier is ons antwoord, 5x kwadraat y tot die mag 3. Dan dieselfde hierso by e, nê? So ons het vierkantswortel 25x kwadraat minus 9x kwadraat. So wat gaan gebeur is, sien jy hier se minus. So dit skei terms. Wat beteken dat ons hierdie eerste gaan vereenvoudig, nê? So 25 minus 9 gee dan nou vir my 16. So ons het vierkantswortel 16 x kwadraat en dis dit. Onthou, ons minus, ons deel nie, so ons grondtalle hierso, die letters, die x'e, bly net dieselfde. So vierkantswortel van 16 gee vir my 'n 4, en dan die vierkantswortel van 2 gee vir my 1. So onthou, ons kan nie ons x weggooi nie, want hy's nie 0 nie, hy is 1. So ons moet x gaan byskryf. So ons antwoord is 4x. Ok, dan wat julle hier moet gaan doen is, julle gaan nommer F dan nou ook gaan doen. Ok, al wat jy hier moet onthou is hierso is mos nou 'n 3. So op jou calculator het jy daar vierkantswortel met die 3, so jy gaan presies dieselfde doen. Ok, wat is die vierkantswortel se antwoord van minus 8, en dan die 3kie, dan, en dan gaan jy die 9 apart gaan doen, en dan gaan jy net so gaan skryf, soos wat ek het hierbo. Ok, ons gaan sit dit apart in, en dan gaan skryf ons dit net as een antwoord. Ok, dan hierso, bepaal die numeriese waarde van die volgende as x is gelyk aan minus 2. So wat hulle nou eintlik vir my hierso sê, is hulle sê vir my, x word minus 2. So oral waar 'n x is, gaan ons 'n minus 2 gaan invervang. So as ek hier het a, ons het 4, en dan sien ons daar se x. So ons gaan maak 'n hakie, want x word dan nou minus 2. So minus 2, en dan kom die 3 daarbo. So dan gaan ons en ons vereenvoudig ons som, nê? So ons het 4, en onthou, as 'n onewe getalle eksponent is, dan bly die teken negatief. So hier het ons dan nou minus 2 tot die mag 3. Ok, ons het hom nou net ingemaal, maar jy kan hom dadelik net die antwoord gaan skryf. Ok, so hier het ons dan nou 4, en minus 2 tot die mag 3 gee vir my minus 8. Ok, dan gaan ons net, en ons maal hier die minus 4 dan nou in. So plus maal en minus gee vir my 'n minus, so dit is minus 4 maal 8 gee vir my 32. So ons antwoord is dan minus 32. En dan by B het ons 'n 3, dan sien ons my het vye x, so 'n hakkie minus 2, en dan 'n hakkie, en dan minus, en dan nog 'n x, so nog 'n hakkie minus 2. Ok, so 'n plus maal met 'n minus gee vir my 'n minus, en dan 3 maal 2 gee vir my 6. Dan 'n minus maal 'n minus gee vir my 'n plus, en dan is dit 'n 2.
So ons antwoord hierso is dan minus 4. Ok, dan jou huiswerk hierso, wat ek net gou kyk. Ja, jou huiswerk hier, wag julle, ek het 'n oeps gemaak, ek het daai eksponent vergeet. Ok, ek net daai uitvee en daai uitvee. Ek wil nou net sê, iets lyk nou nie lekker hier nie. Ok. Ok, onthou hierso, as 'n eksponent 'n positiewe getal is, word daai 'n positiewe teken. So ons het dan nou 3 en dan in hakies, minus 2 tot die mag 2, want ons het hom ingemaal en dan daai gaan ons sommer nou dadelik doen. So 'n minus maal 'n minus gee vir my 'n plus. Jy hoef hom nie in 'n aparte stap te doen nie. Jy kan, maar is nie nodig nie. Ok. Dan het ons 3 en dan 2 tot die mag 2 gee vir my 'n positief en dit is dan nou 4. Ok. En dan plus 2. So 3 maal met 4 gee vir my 12 plus 2 en dit gee dan nou vir my 14. So dit is ons antwoord. So jou huiswerk hierso is nommer C. Onthou orals waar 'n x is, gaan jy net minus 2 gaan invervang. Hierdie sommetjie stel nie so baie aan nie, dit hang af van die tipe som hoe lank is hy, maar jy sal min of meer net 1 tot 3 in jou vraestel kry. Jou hele vraestel sal nie uit hieruit bestaan nie, want dit is maklike eenvoudige werk. Ok, dan jou huiswerk hierso is A en B ook, dis maklike vir eenvoudige somme. Onthou hierso, nê? Hierso, ek gaan nou die verduidelik, dan gaan jy sien wat moet jy by hierdie hakkie doen. Ok, en dan gaan jy net die 2 inmaal. Hierso gaan ons die twee hakkies met mekaar maal, en dan gaan ons die 2 inmaal met die groot hakkie, en dan die minus gaan jy hier inmaal. Ok, voor jy hierdie doen, kyk eers na die 2 verduidelikings, nê? En dan gaan jy opgaan en dan gaan jy daai gaan doen. Ok, so hierso by nommer 1. Ek wil net hierdie uitvee, dat ek vir jou kan verduidelik. Ok, ons het 2 hakies. As 2 hakies langs mekaar staan, beteken dit ons gaan dit met mekaar gaan maal. Maar ons gaan elke getalletjie apart met homself gaan maal. Ok, dis amper soos die reënboogie. Ok, so hier staan 2 hakies. So ons gaan nou gaan sê, ons gaan hierdie x maal met hierdie x. Die grondtalle is dieselfde, so dit gaan plus, nee, die eksponente gaan plus. So daar staan ons nou 1. So x maal x gee vir my x kwadraat. Ok, dan gaan ons hierdie x gaan maal met die 3. So dan kry ons dat dit plus 3x is. Want onthou ons nou, hierso staan ons nou 'n plus daarvoor. So plus maal 'n plus gee vir my 'n plus, en dan 'n x maal 'n 3 gee vir my 3x. Ok, dan gaan ons oor na die ander getal toe wat minus 5 is. So, 'n minus maal met 'n plus gee vir my 'n minus, en dan het ek 5x. Ok, dan gaan ons sê minus maal met 'n plus gee vir my 'n minus, en dan 5 maal met die 3 gee vir my 15. Ok, dan gaan ons en ons vereenvoudig dit net. So, hier kan ons sien hier se x kwadraat, en dan hierso het ons net 'n x, en dan hier het ons net 'n x, en dan het ons minus 15. So ons antwoord hier gaan wees is x kwadraat plus 3 minus 5 gee vir my minus 2. Ok, so daai plus gaan nou weg, want daar is 'n minus, en dan kom ons x net daarby, en dan wat oorbly is minus 15. En dit is ons antwoord. Dan by 1.2 het ons weer ons reënboogie.
So, ek gaan net om hierso skryf, so dit is x minus 3 maal met x plus 3. So, ons gaan net mekaar gaan maal. So, x maal x gee vir my x kwadraat, dan x maal met 3 gee vir my plus 3x, dan 'n minus maal met 'n plus gee vir my 'n minus, so dit is minus 3x, 'n minus maal met 'n minus gee 'n minus, en dan 3 maal 3 gee vir my 9. Ok, dan gaan ons net in ons werk dit uit. So, ons het x kwadraat, 'n plus, plus 3 minus 3 gee vir my 0. Ok, so ons hoef nie die 0x te gaan skryf nie, en wat oorbly is minus 9. Ok, dit is dan nou jou antwoord. So jou huiswerk hierso is 1.3 tot 1.7. Ok, dan by nommer 2. Ek gaan net hierdie uitvee. Ek weer plek het. Ok, sê nou ons het 'n hakie gehad, en hy was 'n 3, en dan buite was die eksponent 2. Wat sou gebeur het, is ons sou daai 2 ingemaal het, dan sou ons gekry het 3 tot die mag 2, en dan sou ons gekry het 9. Nee? Wat gebeur as ons 'n hakie het, en ons het 3 minus 4, en dan het ons 'n hakie? Nee? Of 'n eksponent. Ons sou eers hierdie hakie gaan uitwerk het. So dan sou ons gekry het minus 1 tot die mag 2, en ons sou daai 2 ingemaal het en dit uit gaan werk het. Maar wat gebeur as ons 'n hakie kry, en ons sien ook kaas, ons kan nie hierdie hakie verder uitwerk nie, maar daar's 'n eksponent. Wat dit beteken is, die 2 hakies gaan met dan mekaar maal. So kom ons kyk wat 2.1. Ons het 'n hakie, x plus 3 kwadraat. Ons kan nie hierdie hakie gaan vereenvoudig nie. So wat gebeur is 2 hakies gaan met mekaar maal. So ons het eintlik dan nou x plus 3 en dan nog 'n hakie x. Jene, daai x, ek weet nie waar toe wil hy nie, plus 3. Dan gaan ons en ons maal net weer met mekaar. So x maal x gee vir my x kwadraat. 'n x maal met 'n 3 gee vir my plus 3x. Dan ons volgende getal. 'n 3 maal x gee vir my plus 3x. En dan 'n plus 3 maal met 'n plus 3 gee vir my 'n plus 9. Dan gaan ons net en ons werk dit uit. So ons het x kwadraat, 3 plus 3 gee vir my 6x plus 9. En dit is ons antwoord. So hierbo, al wat gaan gebeur het, julle het die hakies met mekaar gaan uitmaal, en hieronder gaan skryf julle net julle ekstra hakie hier, in die kwadraat, in die eksponentse plek. Kyk, dan as ons kyk by 2.2, dan het ons hakie x min y, en daar is 'n kwadraat, wat beteken ons gaan nog 'n hakie langs aan hom sit. So ons het x min y. Ok, dan gaan maal ons uit. So x maal 'n x gee vir my x kwadraat, dan 'n x maal met 'n minus, wel die plus maal 'n minus gee vir my 'n minus, dan het ons x y. Dan is ons by minus, maal met 'n plus gee vir my 'n minus, so ons het minus, en dan 'n y maal 'n x gee vir my yx. Onthou, daai twee is net omgeruil, so hulle tel nog steeds as 'n gelyksoortige term. Dan 'n minus maal 'n minus gee vir my 'n plus, en dan 'n y maal 'n y gee vir my y kwadraat. Ok, onthou die grondtalle is dieselfde, so ons eksponente plus. Ok,
Dan gaan ons net en ons vereenvoudig. So ons het x kwadraat minus 1 minus 1 gee vir my minus 2. 2x I plus I kwadraat. Ok, dan jou huiswerk hierso is 2.3 tot 2.6. Ok, dit is dan nou dit vir vandag se les. Ons gaan volgende week aangaan en dan gaan ons oor faktorisering en sulke goedjies leer. Maar ek sal jou in 'n boodskap laat weet wanneer jou huiswerk moet terugwees en dan sal ek vir jou net later die tweede les ook aanstuur. Ok, geniet jou dag verder, onthou om al jou huiswerk te doen, en onthou as jy nou hier klaar is met hierdie, gaan terug op boontoe, en dan gaan doen jy A en B, moenie A en B hier vergeet nie. Ok, totsiens, as jy vrae het oor die les, enige vragies het oor enige ander werk, stuur vir my 'n boodskap en dan sal ek vir jou verduideliking stuur.